Goeiemôre. Klomp exciting goed wat voor lê, hè? Gaan lekker wees. So, hier's wat ek vir jou wil sê, die Kersproduksie bemaak ons lekker vroeg. En daar's twee redes, want ons wil vir jou vra, jy moet nou al begin te dink en te bid oor mense wat jy wil saambring. Dit gaan ook 'n geleentheid wees. Dis nie 'n tipiese Kersfeesproduksie nie. Dit gaan uniek wees, dit gaan anders te wees. Maar dit gaan ook 'n geleentheid wees waar ons ouens 'n geleentheid gaan gee om hulle verhouding met die Here te herstel, in orde te kry en reg te kry. So ek wil vir jou vra, dink nou al, wie gaan jy saam nooi? Begin nou al vir mense te sê, en iewers is ons vir jou kaartjie ook gee om jou te help om mense te nooi. Daar's nie 'n koste daaraan verbonde nie, maar ons gaan 2 oggenddienste hê om plek te maak vir almal wat gaan kom. So is 'n lekker Kersproduksie uitreik geleentheid wat ons gaan hê wanneer hy op pad is, daai Kersgeleentheid, die Kersproduksie. So ons sien uit daarna. So ek reis so van tyd tot tyd, nie meer nie, want Antoinette het vir my gesê ek mag nie meer nie. Maar toe ek nog mag, het ek motorfiets gery. Sy sê ek ry heeltemal te vinnig. Toe sê ek vir my, ek dog toe ons nou motorfiets ry, want sy het saam met my gery, en toe ons 150, 60 ry, toe voel ek net sy slaan my so, toe dog ek sy sê vinniger. Ek sal nooit weer saam met jou ry nie, nooit weer. Ek dog jy hou van 200. Anyway, ek en 'n vriend het so saam motorfiets gery en een oggend vroeg stop hy by my huis en ons kry die koffie gou reg om net 'n koffietjie te drink en dan gaan ons die pad slaan. Wild Hogs, hier gaan ons. En ek is half opgewonde oor dit want ek het dit lanklaas gedoen en ek is so haastig en ek sien hy is glad nie haastig nie en sy energievlakke is laag en ek wonder wat gaan met hom aan. En toe eventually toe ons om die kombuistafel sit, elkeen met 'n koppie koffie in die hand, sê hy vir my, sy sê sy is nie meer lief vir my nie. Daar's iemand anderste. Sy het my gelos. My maale het weer vriende wat hulle ken, ek ken hulle van dat ek baie klein was. En hulle was nie ryk mense gewees nie, maar hulle het baie mooi met hulle geld gewerk. Hulle het so mooi met hulle geld gewerk en toe het hulle gaan aftree. En iemand het gekom en 'n vriend van hom wat hom vir jare ken en hom oortuig, hy het hierdie fantastiese beleggingsgeleentheid ontdek en as hy nou op hierdie beleggingsgeld, sy pensioengeld kom belê, gaan dit vir hom soveel beter dividende gee en hy gaan soveel beter opbrengste hê en hy het hom oortuig en hy het sy geld gaan belê en hy het alles verloor. En bly nou agter in 'n woonstelletjie in iemand se erf. Dis asof almal wat ek ken iewerste wonde het, seer het, van goed wat gebeur het in die verlede. Pyn, wat ons pad langs gekom het. En partykeer as ek na mense se goed luister, dan partykeer dink ek net, just build a bridge and get over it. Want dit is partykeer klein en petty en ons maak partykeer te groot goed van te klein goedjies. Kom oor dit. Maar ander kere is dit werklik diep en seer. En die pyn is werklik en is groot en is intens. Antoinette moes verlede week, as dit Joasie hanteer het, waar iemand wat naby aan ons was, in 'n verhouding gaan staan het, die vrou het in 'n verhouding gaan staan met die dogter, haar dogter wat nog op skool is, 'n kerel wat net uit die skool uit is. En die gemors van dit. Ja, jy kan nou dink, eerstens die verhouding tussen man en vrou en die verhouding tussen ma en dogter en dan kring hy al hoe weier uit. Dis die probleem, nee. Wanneer goed ons pad langs kom, is dit soos 'n klip wat jy in die water gooi. Jy dink hy gaan net daar 'n kringetjie maak, maar daai kringetjie maak so poep, poep, poep. En jou besluit wat jy geneem het 'n geweldige effek soos dit uitkring. Partykeer besef 'n mens nie hoe wyd die effek van 'n besluit kan wees nie. En 'n mens kan vandag oor die gebrokenheid van die lewe dink en spekuleer en vra, hoekom, waarom gebeur hierdie goed? Hoekom doen mense dit? En ons kan vir altyd spekuleer oor dit, maar hier's die ding wat ek regtig dink vanmôre. Die ding wat ek dink is dat
ons almal begeer 'n lewe wat ons gaan leef, waar ons as heel mense gaan leef. Gesonde mense gaan leef. Waar ons nie gaan toelaat dat dit wat iemand anders te gedoen het, 'n effek het op my lewe en bepaal hoe ek die res van my lewe gaan leef nie. Ons wil vry van dit wees. Ons wil heel mense wees. Ons wil nie toelaat dat ander mense se besluit 'n negatiewe effek het op hoe ons lewe leef nie. En ouens, soms is dit groot goed wat seermaak. En soms is dit klein goedjies. Soms is dit mense wat jy ken. En partykeer word jy seer gemaak deur mense wat jy nie eers ken nie. Partykeer is dit iemand wat jy lief gehad het, of dalk nog steeds lief het, wat jou seer maak. Dalk is dit 'n besigheidsvernoot. Dalk 'n familielid. Dalk 'n vriend, 'n kollega. Iemand wat sy rug op jou gedra het, jou te nagekom het. En ek weet nie of jy soos ek is nie. Maar ek probeer om nie aan goed te dink wat my seer gemaak het nie. Ek probeer dink, okay, ek gaan dit agter my sit, ek gaan aanbeweeg, en dis nou verby, dis klaar, ek is nou oor hierdie ding, en ek gaan net aanbeweeg met my lewe, en hoe meer ek dit probeer doen, hoe meer dink ek aan wat gebeur het. Hoe meer top ek oor hierdie ding wat my pad langs gekom het, dit wat my te nagekom het, hoe meer speel dit in my kop af soos 'n speeltoneel. En dan dink ek, okay, ek is nou regtig oor hierdie ding, ek voel ek het hom nou oorwin, en dan loop ek in iemand vas, wat my herinner aan die situasie, of aan die persoon vas self, wat my te nagekom het, en skielik besef ek, hey, maar wag, ek het gedog, ek is oor hierdie goed, en skielik raak ek bewus van, wow, hier is goed in my hart, wat ek gedog het, ek het mee gedeel, maar ek kom agter, ek het nie heeltemal, dis nog daar. En dan word dit een dag in jou lewe, en een dag word 2 dae. 2 dae word 'n week. En 'n week word 'n maand. En 'n maand word 'n jaar. En skielik word dit deel van jou lewe. So deel, dat baie keer is die enigste oplossing om te werk met dit wat jou pad langs gekom het, en die seer wat jy gekry het, dat die enigste oplossing om met dit te deel, is baie keer om te revenge. Om wraak te neem. En ek weet nie vandag wat jy in jou lewe ronddra nie. Ek weet nie hoe swaar dit is nie. Ek weet nie hoe lank jy dit al in jou lewe ronddra nie. Maar die vraag wat ek dink elkeen van ons vra is, waar was God toe dit met my gebeur het? Waar was God in daardie oomblikke toe die seer my pad langs gekom het? Hoekom het God dit toegelaat? Hoekom het God dit laat gebeur? Weet jy, daar's 'n skrifgedeelte in Psalm en ook in Prediker wat sê God se oë is oralste. God se oë is oor die hele nasie. Inteendeel, Prediker sê that the eyes of God are everywhere. Ek kan hom op die skerm sit. Hy kyk, hy sien, sy oë is oralste. So wat ook al jou pad langs gekom het, wat se seer jy ook al gekry het, wat se pyn jy ook al gekry het, dis asof God sê, in daardie oomblikke was ek daar. Al het dit nie so gevoel nie, en ek het waargeneem, en ek het gesien, en ek was bewus, ek het gesien, my oë deurgaan die hele wêreld, deur die hele aarde, ek is elke oomblik van elke ding, is ek bewus. Geen wonder Paulus kom in Romeine 12 en dan sê hy, ouens, omdat God se oë oralste is, omdat God van alles weet, sê hy, moenie jy wraak neem nie. Hy sê, leave room for God. Don't take revenge, but leave room for God. Laat hierdie aan die Here oor, laat die Here hiermee werk. Nou hierdie is dit klink so wonderlik om dit te doen, nee, okay, ek gaan hierdie saak gaan ek vir die Here gee, die Here moet hierdie ding maar hanteer vir my. Maar is nie so eenvoudig om dit te doen nie, is dit? Want as ek dit nou vir die Here gee, dan kan ek niks meer daaraan doen nie. Ek het dit nou gegee. Onthou nou, as ek iets vir die Here gee, kan ek dit nie weer terugvat nie. Ek gee dit vir hom. Met die wete, hy gaan dit nou vir my hanteer. Ek gee hierdie vir die Here sal hierdie vir my uitwerk. En ons sukkel om dit te doen.
Want nou kan ek nie met die uitkoms van wat moet gebeur bepaal nie, want ek het dit nou vir die Here gegee. En dink 'n bietjie aan wraak op sy diepste geestelike vlak, om wraak te neem. Ek bedoel, wraak op sy diepste geestelike vlak is asof jy sê, ek weet nie of ek hierdie vir die Here kan gee nie, want ek is nie seker wat die Here hiermee gaan maak nie. En nou is dit uit my hande uit en ek weet nie, en dit is nie asof ek twyfel of die Here iets kan doen nie. Ek wonder net of die Here gaan optree soos wat ek wil hê hy moet optree, en dit maak dit nou moeilik vir my. So ek kan nie die uitkoms bepaal nie. So ek is nie seker of ek hierdie vir die Here kan gee nie. Ek kan nie die situasie beheer nie. Wraak sê amper as te ware, ek dink ek kan God se werk beter doen as hy self. Dis wanneer jy wraak dink op sy diepste geestelike vlak, sê hy dit. Hy sê jy dink jy kan God se werk beter doen as wat God self dit kan doen. Bedoel ons leef so, né? Ons leef met woorde soos, hey, min my sukkel nie man. Ek sal die skoor settle. Jy weet nie met wie jy nou te doen het nie. Ek sal sy chunk vir hom aftrap. Ons praat so, ons leef so, nee, ons onthou, ouens weet nou hoe oud ek is. Ek het ou Rambo altyd so jammer gekry, as hulle hom so sleg behandel. Dit was so lekker, nee, as hy daar aan die einde, met daai band om die kop, daai masjiengeweer en die gespiere net waar jy kyk, skiet hy die wit waks uit almal uit. Yes, Rambo, go for it, Rambo, revenge. En ons almal, jy weet, praat so en dink so. Ek onthou eenslag toe ons in Hermanus, ek en Antoinette en so 'n groepie vriende, en terwyl ons oor die pad stap, kom daar 'n ou met 'n verskriklike spoed verbygery, en ek pluk vir Antoinette so agtertoe, en hy mis haar net. En hy's in een van die parkeerruimtes in, en daar stop hy, en vereers dink ek, ag, hy het my dalk net nie gesien nie, of ons gesien nie, jy weet, dit is ook nou net 'n innocent mistake, en die volgende oomblik, stap ek, nou hoor ek, hoe begin hy te skree op ouens vanuit die parkeerruimte. Ek dink, maar hierdie ou lyk vir my of hy onder die invloed van alkohol is. Nou stap ek nader, so 'n bietjie opgeref oor hierdie insident wat nou net gebeur het, en ek klop aan sy ry, sy ry was oop, want hy het op almal geskree, ek sê vir hom, is alles oukei? En daar begin hy op my te skree, en ek besef, jy ruik sommer daai walm, so kom. En ek sê, jy kan nie so bestuur nie, jy's onder invloed van alkohol. Nou stap ek om 'n foto te neem van sy registrasienommer, en toe ek so hier voor by sy kar is, en ek die foto neem, toe trap hy die petrol om my raak te ry. Dit was 'n fout. Ek kom van Brakpan af. Soos Cheslin Colby, sidestep ek die kar, en soos Eben Etzebeth, haal ek hom uit die kar. Ek haal hom so hard uit, dat sy hemp het nie meer 'n knoop, in fact, sy hemp het aan die kant nou oopgemaak. Nou vat ek hom, en ek druk hom so teen die kar vas, en ek voel, ek is nou briesend. En die volgende oomblik sien ek, hierdie ou kan nie eens op sy voete staan nie. Hy val so rond. Ek sê, ag nee man, kyk nou, jy kan nie eens staan nie so dronk as jy. Tot my verleentheid besef ek, hy soek toe sy krikke, want hy kan nie sonder krikke staan nie. Maar hy was ook daarom onder die invloed van alkohol, net just to say, vat toe sy sleutel, sê vir hom, hier is my telefoonnommer, hulle kan my maar bel as jy, as jy kom al, okay, sleutel kry. Maar jy weet, hier is die ding, nee, het jy al ooit die skoor gesettel, en na die tyd goed gevoel oor het? Want wraak werk nie. Wraak stel nooit tevrede nie. Jy gaan nooit die skoor settel en voel, nou is dit reg, ons is nou evens. Wraak werk nie. En ek dink, dit is waarom vryheid so sentraal staan met Jesus se lering. Dis asof reg in die middel, in die hart van Jesus se boodskap, is daar hierdie eenvoudige stelling wat sê, dat God
vergewe ons van al ons sonde. En God hou niks teen ons nie. God het ons skoon gemaak, hy het ons kom opsoek toe ons verlore was, en ons kom vergewe toe ons verleef was. En God hou niks teen ons meer nie. Dis die boodskap van Jesus. Want niemand van ons het skoon hande nie, of het ons? Ons almal het al iewers verkeerd opgetree. Ons almal het al iewers iemand benadeel. Maar met Jesus is daar geen veroordeling nie. Daar is nie 'n lys van reg en verkeerd en van alles wat jy verkeerd gedoen het, wat Jesus 'n lysie aan die kant hou nie. Dis asof die kruis God se manier is om vir ons te sê, ek hou niks teen jou nie. Niks van jou verlede nie. Maak nie saak hoe groot nie, maak nie saak hoe groot die verleentheid was nie. Ek hou niks. Hoor vandag, God sê hy hou niks teen jou nie. Nie meer 'n lysie. Jy weet, party mense het 'n baie weird manier wanneer hulle dink oor die Here. Ek het al gesien, ons kan ons verhouding met die Here so goedkoop maak. Jy weet, wanneer iets skeefloop, motorkar ongeluk, of ek is siek of iets, ja, is nou seker die Here wat my nou weer straf vir hierdie of daai, of ek het nou weer hier verkeerd gedoen, is nou die Here wat nou seker met my praat, nee, is nou seker nou die Here, wat nou hier 'n bietjie vir my kom verduidelik, en daar was 'n tannie gewees, toe ek klein was, sy lewe nog, ek dink so, Tannie Min, ken julle vir Tannie Min? Tannie Min Shaw, ken julle vir Tannie Min Shaw? Nee, okay, kom ek leer jy die liedjie. Pas op, kleine oogies waar jy kyk. Ken jy hom? Kom sing saam. Kom sing saam. Pas op, kleine oogies waar jy kyk. Kom, hier gaan ons. Daar's 'n Vader in die hemel en hy sien jou op die aarde, so pas op, kleine oogies waar jy kyk. Pas op, kleine handjies wat jy doen. Kom julle saamwerk? Pas op, kleine handjies wat jy doen. Daar's 'n Vader in die hemel en hy sien jou op die aarde, so pas op, kleine. Jy het my deurgedra. Oulike liedjie, maar daai liedjie het die teologie van 'n dag opgesom. Ek het groot geword in 'n kerk met 'n pas op God. Pas op. Was 'n pas op God teologie wat ons gehad het. Pas op, God hou jou dop. Pas op wat jy sien, pas op wat jy doen, pas op wat jy sê. Pas op God. En dis hoe baie mense se teologie nog vandag steeds is, as daar ietsie skeef loop, is dit die pas op God teologie wat hulle inskop, maar dis nie die prentjie wat Jesus van God skilder nie. Die prentjie wat Jesus van God kom skilder is 'n prentjie van 'n God vol van liefde en genade en mercy en grace en vergifnis, wat daarop aandring, oor en oor kom aandring, dat sy manier van doen en sy manier van optree, die heel beste manier is, dat ons by dit sal inval, so wanneer ons iemand anders te vergewe, gee ons aan daardie persoon, wat God, klaar, mildelik, aan my en jou, kom gee het. Ons gee net dit weg, wat God klaar vir my en vir jou, kom gee het. Maar wat van daardie mense, en ons almal het dit al gehoor, jy weet nie wat het hulle aan my gedoen nie. Jy weet nie. As jy weet wat aan my gedoen is, as jy weet wat my gebeur het, ek sal hulle nooit vergewe nie. Want jy weet nie wat aan my gedoen is nie. Wat van as God dit oor jou sou sê? Wat dan? As God sê, gaan nie vergewe nie. Wat jy gedoen het, ek gaan nie. En wat van daardie mense wat jy vergewe het, en jy spreek hulle vry, en môre doen hulle dieselfde ding weer. En dan weer 'n keer, en jy vergewe hulle, en dan doen hulle dit weer, en jy vergewe, en dan doen hulle dit weer, en jy vergewe, en dan doen dit weer. Daar's 'n skrifgedeelte in Spreuke, wat sê,
soos 'n hond terugkeer na sy braaksel, so keer 'n dwaas terug na sy gekheid. Die Engels sê, like a dog returns to its vomit, so a fool returns to its folly. Party mense, is hartseer dit so is, maar party mense is destruktief en toksies van aard. En hulle gaan jou oor en oor en oor en oor en oor en oor seermaak. Jy gaan oor en oor hierdie ding beleef en jy gaan vergewe en vergewe en vergewe. En ouens, ons sê vergewe en vergeet. En in die mooiste van verhoudings is dit nodig dat ons sal vergewe en dat ons sal aanbeweeg met ons lewe. Dat ons nie oor dit sal top nie, dat ons nie 'n berg van 'n molsoep sal maak nie. Kom ons beweeg dit aan. Al is dit 'n groot ding, vergewe en gaan aan. Maar soms is daar mense wat gaan aanhou en aanhou en aanhou en jy vergewe hulle en soos 'n hond wat terugkeer na sy braaksel toe, so kom die dwaas en hy trek terug na sy gekheid toe. En wanneer hy dit doen, hoef jy nie daar te wees nie. Want soms is vergewe om te onthou. En soms het jy nodig om afstand te skep, grense daar te stel, om seker te maak dat wanneer iemand terugkeer na sy gekheid toe, wanneer iemand kom in hierdie verhouding wat so toksies van aard is, dat daar afstand is. En dit mag dalk God se manier wees om daardie persoon se aandag te kry. As jy in 'n verhouding is waar jy mishandel word oor en oor en oor en oor, jy hoef nie daar te wees wanneer die dwaas na sy gekheid toe terugkeer nie. Meeste verhoudings beweeg ons aan, ons vergewe, spreek vry. So ons praat oor vergifnis, wat dit beteken om goed te laat gaan en vry te spreek en op te begeer, die begeerte om wraak te neem. Maar uiteindelik dink ek vergifnis vat jou na 'n plek toe, want mense vra wanneer het ek vergewe? Ek dink vergifnis vat ons na 'n plek toe waar jy so moeilik soos dit is en jy gaan nie dag 1 gereed wees om dit te doen nie. Maar uiteindelik wil vergifnis en dit gaan 'n pad van vergifnis wees, maar vergifnis uiteindelik wil jou na 'n plek toe vat waar jy iemand voorspoed kan toewens. You wish them well. Mag dit met jou goed gaan. Die verhouding mag ook nooit weer dieselfde wees nie. Maar in jou menswees is daar iets van, ek vertrou dat dit met jou sal goed gaan. En dis die plek waartoe vergifnis jou uiteindelik wil vat. Nou, miskien is die werklike ding, die werklike punt van vergifnis, gaan dalk nie eens oor die ander persoon nie. Ek dink, wel dit doen, maar ek dink meer as oor die ander persoon, gaan dit oor myself. Ek bedoel, ons praat van om vry te spreek en om te laat gaan en om te vergewe, maar miskien kom dit op hierdie ding af dat wanneer ons vergewe en iemand vry spreek, spreek ons eintlik onsself vry. When I let somebody off the hook, I am really letting myself off the hook. Ouens, God het ons nie gemaak om met hierdie swaar van onvergewensgesindheid, van pyn, van gebrokenheid, dit wat jou lewe langs kom, pad langs kom. God het ons nie gemaak om met hierdie goed te loop, dat het jou lewe aftrek en jou lewe swaar maak. God het jou gemaak om heel te wees, om vry te wees, om 'n mens te wees wat wandel in die lus van die lewe, en God het jou geskep na die beeld van sy seun toe, om werklik vry te wees. Vry van bitterheid, vry van woede, vry van angs, vry van 'n onvergewensgesindheid, vry van die gevoel van ek is regter van die wêreld. God het ons gemaak na die beeld van sy seun om vry te wees, vry te lewe, en die lewe gaan gebeur, goed gaan ons pad langs kom, en dan gaan dit nodig wees dat ons gaan vryspreek, dat ons gaan vergewe, en uiteindelik gaan dit nie so seer oor die ander persoon nie, dit gaan baie meer oor myself. So wat gaan dit vandag van jou vat om te vergewe as jy moet? 'n brief, telefoonoproep, 'n WhatsApp, of miskien net om met elke deeltjie in jou liggaam te sê, ek kies die pad van vergifnis. Here, en ek vra dat my gaan help, hierdie is baie moeilik vir my, en Here, ek weet nie of ek gereed is nie, maar ek kies dit, ek vra jou om my te help,
En ek gaan dit elke dag kies, en as daai gevoelens by my gaan opkom, gaan ek dit weer kies en oorkies, totdat ek op 'n plek kan kom, waar ek vir mense kan sê, ek hoop dit gaan met jou goed. En ek gaan nie meer toelaat nie, Here, ek gaan nie vir een oomblik, ek gaan nie vir 1 sekond meer toelaat, dat dit wat iemand anders te gedoen het, 'n invloed het op hoe ek leef nie. Ek wil leef as 'n heel mens. Ek wil leef, gemaak na u beeld en die gelykenis, vry. Ek wil leef in hierdie vryheid wat u kom roep het oor my lewe. So mag jy vandag vergewe, soos wat jy vergewe is. En mag jy vandag ander vryspreek en ontdek dit is jouself wat vrygespreek word. En mag jy dit vandag doen, want môre mag dalk te laat wees.